die vyand hou niks van 'n lofprysende, aanbiddende kerk nie. Nou ek sê vanmôre, kom ons spreek die duiwel en ons skree as Christus, Jesus! Okay, daai was nou vir my. Nou skree ons vir die koning, Jesus! Halleluja! Dan hoor, wanneer ek sê ha, wanneer ons sê ha, dan staan die duiwel terug. Wanneer ek sê halleluja, dan sit ons op opvlug. Kom ons sit op vanmôre opvlug. Halleluja! 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 Prys sy naam! Prys sy naam! Loof die Here! Prys hom! Jene pastoor, is dit nou nodig? By die rugby game kan ons sê, kom aan, kan jy nie sien nie, het jy nie oor jou kop nie van die bal man, daar sy, het het nie gedruk, kan ons beter doen vir ons koning? Kan ons beter doen vir ons koning? Loof die Here en prys sy naam. Vir die besoekers wat hier is, wil ek altyd, sê ek altyd, hierdie is die plek waar besoekers familie raak. So jy is so welkom, elke een, of jy nou van ver af gekom het, en of jy van Gansbaai af is, jy is welkom. Ons waardeer dat jy vanoggend hierdie plek, jou plek van aanbidding gemaak het. Die van die wat my nie ken nie, ek kan nie help dat ek so is nie. Ek is excited oor die koning. Die woord sê, die blydskap van die Here is ons beskutting. The joy of the Lord is our strength. So welkom en geniet vanmôre die diens saam met ons. Hoe het 'n jaar verby gegaan? Net so. Dit was 'n lang jaar, maar tog het hy verby gevlieg. Ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie. Nou ek hou daarvan om in die laaste tydvak van die jaar graag te praat oor om sterk te eindig. We need to finish strong. Terwille van Alex gaan ek my bes probeer om te onthou dat ek moet hier en daar ietsie Engels sê. En interessant, as ek terugkyk, dan presies môre, presies 'n jaar gelede, die 22 Desember, was ek hier. En ek het gepreek oor geloof om sterk te eindig. Vanmôre wil ek vir u bemoedig en sê, volhard om sterk te eindig. Een van die liede wat ek in my jonger dae gesing het is, it is not the first mile that is so important, but it is the last mile when the day is done. Then you will see Jesus in all his splendor, and he will hand to you the crown you have won. So you need to endure. Jy het nodig om te volhard. Moenie bekommerd wees nie, ek gaan nie weer dieselfde preek oorpreek nie. Hierdie tyd van die jaar het ons motivering nodig, want dit was vir baie mense 'n baie moeilike jaar. Ek en Leanne, ons het die baan het ons gery om te praat ons. Toe sê ek, as julle weet hoe ons jaar begin het, ek praat nou persoonlik, in ons lewe, die Here Jesus help ons dat ons staande bly deur sy genade. Eendag sal ek die getuienis vertel. So dit was 'n moeilike, dit was 'n challenging jaar. En die tyd van die jaar is almal moeg, en as jy moeg is jy geïrriteerd, en ons werk op mekaar se nerves, en ek het net vanoggend gedink dat ek wil jou motiveer, dat dit nodig sal wees, om nie nou uit te sak nie, maar om te volhard, om te volhard, om te volhard, dat jy hierdie jaar kan sterk eindig. In die nuwe jaar gaan ek seker bedien dat, hou uit, hou aan. Persistence is what breaks the yoke of resistance.
ronde uit nie. Volharding is dit wat die juk breek van weerstand. Kom ons lees saam uit die woord van Galasiërs 6 vers 9. Vader, ek dank U vir U woord. Ek dank U vanmôre dat U elke persoon in hierdie plek seën en aanraak in Jesus naam. Ek dank U Vader dat U vir ons sal toelaat dat ons die woord, of dat ons onsself sal toelaat om die woord in ons hart te bære. En Here, dat U seën vanmôre sal rus op elke een wat dit hoor. Ek is afhanklik van U Vader, en ek bid vanmôre dat U sal deurbreek in elkeen van ons se lewens. En ek kom nou en ek breek alle resistance af in Jesus naam. Ek vat autoriteit en ek bind elke werk en elke plan van die vyand en ek maak U krag en U salwing en U guns en U genesing en U aanraking vanmôre los in hierdie plek. En ons verklaar U woord met die hoogste gesag. Seën dit vanmôre aan ons hart in Jesus naam. Amen. Galasiërs 6 vers 9 het ek gehoop om hier te kan sien. En laat ons nie, kom help my asseblief. En laat ons nie moeg word om wat te doen nie. Want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Nou is ons in die tyd van verslap. Van 'n bietjie net slack. Jy kan rustig wees, jy kan relax, dit is vakansietyd, maar jy moet nog steeds die Here dien. Hy sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. The Amplified Translation says, Galatians 6 and verse 9 says, let us not grow weary or become discouraged. Hoe maklik raak ons discouraged? Let us not grow weary or become discouraged in doing good, for at the proper time we will reap if we do not give in. As U dit vanmôre snap, kan ek sê, amen, halleluja, prys die Here, God bless you, gaan geniet 'n lekker middagete. Gaan dit weer sê, let us not grow weary or become discouraged in doing good and enduring, for at the proper time we will reap if we do not give in. Dit is wat ek sal noem die wet van volharding. Hebreë 3 vers 7. Die wet van volharding, the law of persistence. Volhard. Magda was 'n skooljuffrou. Sy sal goed weet. Cheryl is lief om iets te ontleed. Sy sal weet wat beteken dit om te volhard. Om te volhard beteken om stewig te staan, om vas te staan, om voortdurend vas te hou. Dit beteken aan een of ander voorneme, of een of ander toestand, of een of ander onderneming, ondanks struikelblokke, ondanks terugslag, om vas te staan. Om te volhard impliseer dat 'n mens vasbeslote aanhou. Sê 'n bietjie aanhou. Mense, asseblief, as julle wil hê ek moet vinnig preek, stem net saam. As julle nie iets sê nie, dan preek ek tot 1 nie. Here help ons. Om te volhard beteken, ons moet vasbeslote aanhou ten spyte van teenspoed, ten spyte van teenstand, net eenvoudig nooit moed opgee nie. Ja, ek sê weer, dit was 'n moeilike jaar. Dit was 'n jaar met verskriklike baie uitdagings. Baie keer het ons gedink ons gaan dit nie maak nie, of is dit net ek, kan ek sien is daar ander hande wat gedink het ons gaan dit nie maak nie. 'n Jaar wat ons challenges gehad het, maar prys die Here vanmôre, is daar mense in die gebou wat 'n besluit gemaak het en gesê, waar is
my. Maar I have made my decision to have a bigger vision. Hallelujah. En ek het op die 23ste September 1986 al 'n commitment met die Here gemaak dat ek gaan volhard tot aan die einde toe. Al gaan daar opdraand wees, al gaan daar afdraand wees, al kom daar storms, al is daar teenstand en teenstand is baie. I am going to keep this fire burning on the inside of me. Ek gaan volhard tot die einde toe, al staan ek alleen. Ek gaan vas staan. Weet jy wat? Vanmôre is hier mense in die gebou wat saam met my begin het die reis. En hulle is nog steeds hier saam met my. Loof die Here vir die volharders. Ek gaan volhard om sterk te eindig en te volhard ten spyte van jou omstandighede is 'n keuse wat jy vir jouself maak. Jy kan kies. Jy het 'n vlieg oor my neus geloop en nou gaan ek sit in sak en as. Jy kan kies. Iemand het iets gesê wat ek van hou nie. Nou gaan ek maar net hier in my ou hoekie bly staan en hier gaan ek my liggie net so. This little light of mine, I'm gonna let it shine only on me. This little light of mine, I'm gonna let it shine only on me, Lord. Here, wat hulle hou nie van my nie. Dis moeilik. Jy maak 'n keuse om ten spyte van omstandighede, maak jy 'n keuse wat jy gaan sê, ek sê weer, I've made a decision to have a bigger vision, maar ek gaan aan die einde van die reis bly, totdat Jesus my kom haal. Jy kies dit. 'n fantastiese voorbeeld, en julle gaan my nie glo nie, ek is amper klaar. 'n fantastiese voorbeeld van volharding vind ons in Lukas 8, vers 43 tot vers 48. Ek gaan dit nie lees nie, maar u ken dit. Dis die vrou wat vir 12 jaar lank 'n kroniese bloedvloeiing gehad het. Iets waaroor sy geen beheer gehad het nie. Dis iets wat haar siek gemaak het. Dit tap jou hele liggaam. Jy sal weet, Lokina, dat jy so moeg, jy kan nie opstaan nie, jou moeg is moeg, sê hulle mos hier in Gansbaai. Alle geld het sy al reeds aan dokters bestee. En ek wil vir u sê, as jy so siek is, kan 12 jaar 'n baie lang tyd wees hoor. En hier hoor hierdie vrou, Jesus is in die dorp. Natuurlik, daar was baie skares om Jesus. Ek wil vir jou sê, daar waar Jesus in 'n dorp inkom, daar waar Jesus in 'n huis inkom, daar waar Jesus in 'n kerk inkom, verander die hele prentjie. En dinge is net nooit meer dieselfde nie. Something happened, and now I know, he touched me, and he made me whole. Hierdie vroukie, sy besluit, sy kom gesê, ek hoor, Jesus is in die dorp, Jesus, dis nou nice. Sy besluit, as ek maar net by Jesus kan kom, en die soem van sy kleed kan aanraak, nie eers sy hand skud nie, of oor sy hare streel nie. Ek wens meer mense wil kom in hierdie dag en sê, as ek maar net by Jesus kan uitkom vir 'n aanraking, as ek maar net by Jesus kan wees, by sy voete kan sit. Hey, dit moes iets gekos het. 12 jaar siek, kan dit weer, ek lê nou al so lank al hier, so ek gaan nou maar nie wag dat ek uitbreek. Sy kon dit was haar keuse. Dit moes waar iets gekos het. Maar sy kon ook vol moed opgestaan het en gesê, nee, o wêreld, ek gaan nie langer na hierdie, ek weet net, ek moet sy soem aanraak. En hier kom hierdie vroukie aangestap, en sy sien, skares op skares van mense, en sy dink, ag nee wat.
wat gaan dit wel, wat is die kans? Daar's geen manier dat ek by Jesus gaan uitkom nie. Sy kon dit besluit het. Nee, jylle, kyk hierdie klomp mense. Ek het nie 'n katse kans nie. Ek gaan maar terug huis toe. Dit kon sy besluit het, maar halleluja, iets breek los in die vrou, en haar geloof kom in aksie, en sy besluit, kom wat wil, al gaan ek met my laaste bietjie krag, ek gaan deurdruk, al moet ek kruip tussen mense deur, wat ek glo sy het gedoen. Vandag is die dag wat ek die soon van Jesus se kleed gaan aanraak, en u sien, dit is volharding om sterk te eindig, wat sy kon opgegee het. Dan was sy nou nog siek. Nie nou nog nie, maar tot die dag van haar dood. Volharding breek die juk van weerstand. Kry ons weerstand? O ja, verseker. Resistance, perseverance breaks the yoke of resistance. Wat beteken dit om te resist? Chris, kom gauw nie. Wees nie naast, druk jy my wat ek sal kom afprys. Toe resist, nou nie kant. Chris, kom en hy druk my en ek weer staan. Ek staan. Jy gaan terug. I'm resisting, sien ek is nog sterker as hy. Dankie. Om weerstand te bied. Maar ek kon nou net gesê, kom. Val my maar aan. Resistance. Perseverance breaks the yoke of resistance. Maak dit sin? Ja, pastoor, maar jy weet nie die duiwel. Jy weet, hy kom met sy aanslag. Hy kom met sy triks. Man, ek het dit al voorheen gesê, as dit nou nie ethies aanvaarbaar is van die kanselier, Chris en dit uit, die duiwel is 'n loser. Hy is 'n muis met 'n mikrofoon. En ons maak hom baie keer groter as wat ons God maak. Elke keer wat ons praat van die duiwel, gee ons hom eer. Resisting. Hy kom om te slag. Hy kom om te steel. Hy kom om dood te maak, ja. Maar halleluja, daar is een sterker as hy. En sy naam is Jesus Christus. En hy het gekom om die werke van die duiwel te verbreek. En vir ons lewe in oorvloed te gee. Kom ons gee die Here 'n hartklop. Kyk op na Jesus. Hy het volhard. Hy is die grootste voorbeeld van volharding tot aan sy dood aan die kruis. Wat sou gebeur het as hy halfpad moes loop en sy Vader stuur die engele, kon gebeur het, ek sien die kans nie. Tot aan die kruis het Jesus vir ons volhard. En hy lewe, en hy het opgestaan, sodat ons kan deurbreek, sodat u en ek kan volhard, sodat ons kan oorwin, sodat ons sterk kan eindig in die naam van Jesus. Dus te sê, as ons wil. Jy kies. Hoe breek ek daardie weerstand? How do I break the law of resistance? James 4 verse 7 says, submit yourselves to God and then resist the devil and then he will flee from you. Die Afrikaans sê, onderwerp jou aan God, staan die duiwel teë en hy sal van jou af wegvlug. Hy gaan nie van jou af wegvlug as jy jouself nie onderwerp aan hom nie. Submit. Woe! Baie mense het 'n probleem om te submit. I surrender all. All to you, my blessed Savior. Is makliker as om te sing as om te doen. I surrender all. I say, that is how I break the law of resistance. I submit unto God. Then I resist the devil and he will flee from me. James are urging believers to
firm against all evil, to stand firm against all influence of the enemy. Ek wou nou vir Johan gevra het om vir ons Hebreërs 12 vers 1 en 2 op te sit. So laat my net gou toe as ek dit vinnig kan kry. Is julle nog met my hier? Sien lekker gemaklik raak 'n mens. Hebreërs 12 vers 1 en vers 2. Hy sê, that is how I break the law of resistance. I submit to God, I resist the devil. En dan sê Hebreërs 12 vers 2, kom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis om ons het, laat ons elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring. En met volharding die wedloop wat voor ons lê. How do I break the law of resistance? Ek hou my oë op Jesus, nie op 'n mens nie. Hy is die leidsman en die volleinder van ons geloof. Die Engels sê, strip it off, laat ons elke las af lê. Hy sê, strip it off, daai goed wat jou vashou, daai goed wat jou bind, daai goed wat in jou pad kom staan, wat jou wil verhoed om te volhard. Verskoon. Strip it off and throw it aside, looking away from everything that can hinder or hold you down. Dit is hoe ons volhard. Is hy nog hier? Hoe volhard ek om sterk te eindig? Ek is klaar. Johan, jy kan musiek, Adrie, julle kan kom. Adrie gaan speel. Ekskuus. Hoe volhard ek om sterk te eindig? Deur standvastig te wees. Kom wat wil. Is dit winter, is dit somer? Is dit sonskyn of is dit reën? Het iemand iets gesê of niks gesê nie? Ek staan vas. Nie vandag op en môre af nie. Nie vandag hier en dan môre daar nie. Ek moet miskien net 'n bietjie humor hier inbring. Dalk het ek dit al vertel. 2003 tot 2010 was ons in Kanaal se AGS gemeente gewees. Die Here het vir ons 'n geleentheid gegee om 'n gemeente te gaan plan daar. So toe ons so daar kom, toe is daar presies 4 mense. Ek myself, my man en die ouderling en sy vrou ook, 5 en die ouderling se ma. Hierdie genade van die Here het ons toe ons daar weg is, toe daar 180 gedoopte lidmate wat deur die Heilige Gees gevul is, wat geleer was deur die Heilige Gees, wat die regte manier is. Maar iemand het iets verkeerd geïnterpreteer. En die persoon getuig, en dit is nou wat ek nou sê van vandag hier en môre daar. Die persoon sê, julle weet, die Here is 'n wonderbare raadsman. Nou, in Kanaal was dit, as jy op die munisipale raad gesit het, Magda, dan het jy die belangrikste posisie in die dorp gehad. So dit was iets waarna sy opgekyk het. En in haar mind was dit die raadsman van die munisipaliteit. Hy het soveel vergaderings wat hy bywoon. En sy sê, julle weet, my broers en my susters, die Here is 'n wonderbare raadsman. Dan is hy hier en dan is hy daar, maar hy is oral. God is nie vandag hier en môre weg nie. Hy is oral, ja, maar ons moet standvastig wees. Nie vandag hier en môre weg nie. Nie vandag, on top of the world en môre onder in die dale nie. Wees standvastig. Om te volhard om sterk te eindig is om gehoorsaam te wees. Halwe gehoorsaamheid is ongehoorsaamheid aan God. Jy kan nie halfpad gehoorsaam wees nie. Submit to God. Align your will with God's will. Dus ek wil. Gaan maar nie sê wat die pastoor Tiaan Gildenhuys gesê van ek nie. Submit to God. Align your will with
will. The difference between significance and failure is persistence. Ek gaan dit weer sê. The difference to be significant and failure is persistence. Persistence beteken om aan te hou en aan te hou en aan te hou. Die vyand wil jou fokus van die Here afsteel. Deur klein dingetjies wat jou aandag aftrek, wat jou blessing, en dit vroeër in die jaar het ek gepraat oor blessing blokkers. Johannes 8 vers 31 sê, en daarmee is ek klaar. Jesus sê, as julle in my bly, dit is 'n permanente inwoning. As julle in my bly, dan is julle waarlik my disippels. As jy in hom bly, dan kan jy volhard. Hoe eindig ek sterk in hierdie jaar? Deur in hom te bly. In him we live and move and we have our very being. Bly in hom, gehoorsaam wees aan God meer as aan mense, volhard om sterk te eindig. Gaan nie volhard om sterk te eindig. Ons kan nie nou opdraai nie, ons kan nie nou opbou nie. No turning back. Volhard om sterk te eindig. Dit was die eenvoudigste boodskap, sodat elke kind wat in die plek is, dit kon verstaan. Ek het nou nie 7 grade nodig gehad om dit met u te share nie, maar wat ek wil sê is, volhard, al kos dit wat, dis die moeite werd. Aan die einde van jou reis is daar Jesus. Jody, ons gaan volhard. Sylwel, ons gaan volhard. Ons gaan sterk staan. Ons gaan vas staan. Volhard om sterk te kan eindig in 2025. Amen. Die Here seën u. Die Here gaan sing. Met hierdie boodskap vir u iets beteken. Wie is daar wat op hulle voete wil staan en sê, Here, ek commit, ek gaan staan, ek gaan sterk staan, ek staan eerste, ek gaan volhard. As jy voor die Here wil staan, jy maak 'n commitment vanmôre, kom wat wil, al kom die storms, al blaas die Jordaan, ek gaan sterk eindig, ek gaan volhard, ek gaan dit maak, ek kan dit doen, want ek het Jesus aan my kant. Vader, ek dank u vanmôre. Laat die Heilige Gees self verder met mense praat. Ek het afgegee wat in my hart was. Mense vanmôre te bemoedig om nie op te gee nie, maar om sterk te staan, om te volhard tot aan die einde toe en sterk te eindig en om vir u al die lof, die eer en die heerlikheid te gee. Here, ek staan vanmôre en ek sê, ek maak 'n commitment opnuut. Jesus nommer 1 in my lewe en ek gaan volhard. Ek sal staande bly. Ek sal sterk wees met die krag wat in my is, Here. Maar ek gaan volhard tot aan die einde toe, in die naam van Jesus. Here, seën elke persoon, as daar enige iemand is wat nou nog onwel in hulle liggaam is, verklaar ek genesing, in die naam van Jesus. Arise and be healed, in the name of Jesus. Enige iemand wat vanmôre hier is met 'n versoek, Vader, ek dank u dat u nou by elke persoon stil staan, dat jy hulle aanraak deur die kragtige werking van die Heilige Gees, en ek verklaar guns, en ek verklaar seën, en ek verklaar voorspoed, en ek verklaar deurbraak, en ek verklaar oorwinning vanmôre oor elke een. Ons vat dit vanmôre in Jesus naam, en ek dank en ek loof en ek prys u, en ek bid, Vader God, dat u elke persoon in hierdie plek sal seën. Die Here seën jou ryklik vandag in Jesus naam.